Goeiemorgen en vanoggend groet ek julle baie hartlik hier werklik waar van die walle van die Groot Rivier af. Soos julle op die fotootjie daar kan sien, dit is nou hier van die huis waarin ek nou bly, van hier af geneem. So ons sit letterlik op die walle van die Groot Rivier. En dit is natuurlik Vrydagoggend. Dit is vandag die 30ste Mei 2025 en terwyl ek nou vir julle gewys het van waar ek uitsaai, wil ek daarom ook net vir julle sê dat dit is 'n pragtige weer hierdie tyd van die jaar, nie te warm nie en ook nie te koud nie, alhoewel hy al heerlik koud raak vroegoggende. En hy selfs 'n bietjie aan ons byt. Ek wil aan al die mense net 'n herinnering bring ten opsigte van ons jeugkampe wat hierdie jaar verstreek aangebied word. En ek dink die eerste jeugkamp vind plaas daar in noord van Pretoria, Warmbad se omgewing. En enigiemand is in die ouderdomme van 16 en 40 jaar is welkom om hierdie kampe by te woon. Daar is 'n kamp wat gaan plaasvind in die verskillende streke in die land, in Natal, Noord-Kaap, Vrystaat, dan onder in die Kaap, Oos-Kaap, Suid-Kaap, word hierdie jeugkampe aangebied en ons nooi elkeen uit om dit by te woon. Die eerste ene wat plaasvind is natuurlik 'n jeugkamp vir Limpopo, vir Noordwes, vir Gauteng en die Laagveld, en dit vind naby Warmbad plaas. Enigiemand wat in sulke kampe belangstel, kontak asseblief vir Zoe by ons kantoor wat dan vir julle meer inligting daaromtrent sal gee en ook die presiese datums dan bespreek. Kyk, as daar nou een ding is wat verseker daar is, dan is dit die Trump-effek, waarvan min van ons enige kans gegee het, en baie vinnig was Suid-Afrika self een van Trump se oogmerke, en ons weet van dit wat hy toegepas het ten opsigte van BEE, die sogenaamde volksmoorde wat nie heeltemal al op daai vlak is nie, maar tog aan sekere elemente daarvan al reeds voldoen. En dit het natuurlik wêreldwyd uitgekring groot gevolge hier in Suid-Afrika gehad. Ons weet dat Ramaphosa het toe nou Amerika besoek en het vir Trump in die Withuis met hom gesels. Toe is daar 'n video-opname gemaak van Julius Malema, of kom ons sê dan Loslip, se Kill the Farmer, Kill the Boer, wat uitgesaai is en gespeel is. En alhoewel daar 'n mate van verduideliking op daai stadium gegee was, het daar nie veel meer antwoorde op daardie tydstip na vore gekom nie. Ons het toe nou gesien dat in België was daar 'n parlementêre sitting oor Kill the Farmer, Kill the Boer, en ook in Nederland was daar 'n parlementsitting waar Julius Malema se goed gespeel is, en in beide daardie gevalle het beide lande amptelik verklaar dat dit 'n aanhitsing is wat sal lei tot volksmoorde. Nou ja, op 'n vraag in die Withuis het Donald Trump onder andere vir Ramaphosa gevra of die stelling gemaak dat Julius Malema eintlik gearresteer behoort te word en dat hy in die tronk hoor. Nou wil ek net hier vir julle 'n gedeelte wys wat Ramaphosa dan nou onder andere sê rondom die hele kwessie, want hy is nou terug in Suid-Afrika. Hy is nou terug tussen sy mense, en die vraag wat hy moet vra is, wat se effek
gaan, kom ons sê dan die berisping wat Donald Trump gebring het, wat se effek gaan dit op die koers van die regering van nasionale eenheid in Suid-Afrika hê? For us. And when it comes to the issues of arresting anyone for any slogan, that is a sovereign issue. It's not a matter where we need to be instructed by anyone that go and arrest this one. We are a very proud sovereign country that has its own laws, that has its own processes, and we take into account what the Constitutional Court also decided when it said that, you know, that slogan, kill the Boer, kill the farmer, is a liberation chant and slogan. And it's not meant to be a message that elicits or calls upon anyone to go and be killed. And that is what our court decided. So they will probably want to arrest people willy-nilly. We follow the dictates of our constitution because we are a constitutional state and we are a country where freedom of expression is the bedrock of our constitutional arrangement. Nou, daar hoor julle waar hy sê dat hulle gaan nie nou skielik optree of reageer omdat Trump dit gesê het of dit voorgestel het nie. Nou, in 'n sekere sin is dit seker reg, maar aan die ander kant sê dit vir my dat die regering van nasionale eenheid onder leidingskap van Pinocchio gaan definitief nie van hulle huidige koers van aksies afstand neem nie. Hulle gaan bly by daai manifest, daardie stappe wat uitgespel is in die Freedom Charter en in die kommunistiese oorname handboek, om dit so uit te druk, die stappe wat jy moet volg om uiteindelik totale beheer oor 'n land en sy mense te kry. Ek dink dis al agenda wat die ANC, die MK en die EFF in elk geval ken. So dit is daai selfde retoriek waarmee hulle bly voortbeer om uiteindelik Suid-Afrika dan in 'n kommunistiese ervaring of bestel te laat. Dit is vir my baie duidelik dat ongeag wat gesê word, gedoen word, ons moet vergeet daarvan dat die ANC-regering hom hoegenaamd gaan steur aan wat die buiteland te sê het. So daar's meer druk nodig. Daar is voortgesette aksies nodig om die aandag nou konstant op hierdie BEE-wette te hou, want daar is ook 'n ander video wat nou rondgaan waarin hy sê dat die verlede moet herstel word, die verlede se ongeregtighede moet voortgaan. Daar sê hy, South Africa will continue to use race-based terms until all are equal. Nou, hulle kon nie hierdie sogenaamde equality binne 30 jaar bewerkstellig. So, hulle gaan dit eintlik nooit reg kry nie. En hulle gebruik allerhande situasies en redes oor hoekom dit ongelyk is. Hulle sê die gemiddelde wit mens het 'n baie hoër inkomste as die gemiddelde swart mens, maar vat nou die twee teenoor mekaar. Die een is maar 4.55 miljoen en die ander groepering is 60 miljoen. Nou moet jy mos verwag dat baie meer werkloosheid gaan wees onder die 60 miljoen en dat dit die gemiddelde inkomste per kop natuurlik afbring. Maar hulle gebruik hierdie somme en hierdie grafieke en modelle om hulle self te regverdig, om te bly plunder, om te bly vat, om te bly vernietig. Bygesê, wat ons uit die buiteland uit kan verwag is druk en nogmaals druk. Maar net tot op 'n punt gaan dit gedruk word en ook nie verder as daai punt nie. Uiteindelik bly ons aangewese
op onsself? Sal ons onsself moet handhaaf? Sal ons onsself moet vorentoe neem? Ons sal onsself 'n einddoel daar moet stel wat ons kan bereik. Ek sien so baie mense praat van politieke bedelings en dit is dit en dit is dat en ons moet anders na die ding kyk en ons moet saamwerk om die probleem van Suid-Afrika op te los. En die probleem is die onkunde van die ANC en daarmee saam die regering van nasionale eenheid. Hulle kan nie regeer nie, hulle kan nie met geld werk nie. Wanneer laas was daar 'n politieke leier wat 'n bedrag van 1 miljard en afgebreek in kleiner dele kon uitspreek, effektief en korrek kon uitspreek, wat vir jou sê die opvoedkundige kwalifikasies en vlakke is nie daar, en dis nie op standaard om 'n regering van 'n land te vorm nie. Dis net beloftes en beloftes, maar die lot van die armstes word nie verbeter nie, want hulle wil hê dat dit wat jy en ek besit, moet gebruik word om die armes op te hef. Nie dit wat die regering moet insit nie, nie die taak van die regering nie, nee. Hulle praat steeds van die ongelykhede van apartheid, dat wit mense het in 'n sterk ekonomiese posisie gekom as gevolg van apartheid. Maar hy vergeet dat ons moes opstaan teen die Britte. Hulle vergeet dat ons moes heropbou na daardie oorlog. Ons moes 'n land heropbou in 1961 toe ons 'n republiek geraak het, die Republiek van Suid-Afrika. En vir 30 jaar het hierdie land gegroei en ontwikkel tot een van die beste ontwikkelde lande met die beste kragnetwerke, spoornetwerke, en dan moet nie vergeet nie, die grootste hospitaal ter wêreld, die Baragwana Hospitaal, wat gratis en verniet diens gelewer het aan die inwoners van Soweto en omgewing. Die sogenaamde benadeling van die verlede kan nie ingehaal word soos wat hulle dit nou wil doen nie, want hulle kan nie eens 'n hospitaal bou en in stand hou nie. Hulle kan nie skole bou en in stand hou nie. Ons sien halfgeboude projekte wat staan, omdat die geld verdwyn het, wat daarvoor begroot was. En ewe skielik kan die werk nie gedoen word nie. Dit is die probleem. Die regering kan nie effektief regeer nie, omdat hulle nommer 1 nie die kundigheid het om dit te doen nie. En nommer 2, dit nie werklik gaan oor die inwoners van die land nie, maar waar dit gaan oor 'n party leierskap wat hulle self moet verryk, die elites, die party elites wat maksimum voordeel moet behaal, net soos wat ons uiteindelik dan sien hoe dit werk in 'n kommunistiese stelsel. Maar verandering gaan ons nie sien nie. Ons sal dit moet aanvaar en ons sal daarmee moet saamlewe. En die gevare wat daarmee saamkom, sal moet tromp oploop. Ons moet onsself voorberei om dit te kan doen, om in staat te wees om dit te doen. Anders is daar vir ons, of ons dit nou wil weet of nie, geen ander opsie oor as om net eenvoudig uitgewis te word nie, of ons moet voorberei om onsself te kan handhaaf, effektief te kan beskerm en te beplan vir hierdie situasie, want ek kan nie sien hoe enige verandering in 'n politieke bestelsel, verandering van 'n regering enigsins 'n verskil skielik oornag gaan maak nie. Op die ou einde van die dag, wie ook al regeer in Suid-Afrika, moet oor die genoegsame vermoë en mag beskik om hulle wil
op die mense af te dwing, maar ook om die mense te kan beveilig en te kan beskerm. En dis een van die grootste uitdagings wat daar is. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, asook hierdie naweek, en ons gesels dan maandagoggend weer met mekaar. Mooi loop, lekker naweek.